Goeiedag, hierdie les gaan oor wisselkoers. Jy weet nou al teen hierdie tyd dat koers is die vergelyking van twee hoeveelhede van verskillende soorte. Maar wat is wisselkoers? Kom ek wys jou met 'n voorbeeld. Kom ons sê jy wil gaan vakansie hou in die VSA. En jy gaan na die bank toe want jy besef die rand word nie aanvaar in die VSA nie. So jy moet dit omskakel na Amerikaanse dollar. En daar kom jy by die bank en die bank sê vir jou, dis reg, jy kan kry R13.95 is die wisselkoers vir 1 Amerikaanse dollar. Goed sê jy, dis reg, jy het R10.000, ons maak dit maar 'n kort vakansietjie. Jy het R10.000 en jy wil dit graag omskakel na dollar toe. So jou R10.000, hoeveel dollar is dit? Hoe gaan jy te werk? Baie soortgelyk soos wat ons reeds gedoen het, toe ons verhouding en koers gedoen het. So wat doen jy? Ek gaan sê, my 13,95 gaan ek nou deel met 13,95. Hoekom? Want jy soek 'n waarde van 1. En dan, om na 10.000 toe te gaan, maal ek dan nou ook met 10.000. Nou maal ek met 10.000. So hier het ek nou 'n formuletjie wat ek gaan toepas, sodat ek kan uitwerk hoeveel dollar ek het. So daai kant moet ek nou sê, gedeel deur 13,95, maal met 10.000, en dan kry jy 'n antwoord van afgerond $716 en 85 sent. Maar nou is dit belangrik, kan jy sien ek het nou 'n punt gemaak, né? Want dollars werk in terme van punte, hulle desimale plekke en nie 'n komma, soos in Suid-Afrika nie. So wakker wees met dit en pas op. Jy het baie lekker gaan vakansie hou. En na so 'n paar dae toe kom jy terug en jy bring $150 terug. So jy het nou $150 wat jy oorgehou het en wat jy terugbring. Jy kom by die bank en die bank sê vir jou, goed, die wisselkoers is nou R14 vir 'n dollar. So dis nou R14 vir $1. So hoeveel geld maak jy? Kan jy in die eerste plek sien, jou wisselkoers was 13,95, nou sy 14. So dit wil sê, eintlik, die rand het verswak, want jy moet meer rande betaal vir 'n dollar. Maar jy glimlag nou, want jy dollars, en jy wil jou dollars nou rande toevat, so jy gaan nou meer rande kry, as wat jy sou gekry het, toe dit 13,95 was. Goed, so ek wil hom nou verander na $150 toe. So 1, maar ek gaan pleindig net daai kant sê maal 150, dan kry ek 150, maar ek moet dit hierdie kant ook doen, dis nou my formule, so 14 maal 150 gee dan vir my $2,100 vir $150. Kom ons doen nog 'n voorbeeldjie. Hierdie keer, jy het nou klaar die Amerikas gesien, baie vinnig, maar jy het. Nou gaan ons Europa toe. Goed, jy is nou in Europa. Jy weet, want jy het bietjie gaan nalees, dat 1 pond, 1 Britse pond, is dieselfde as R18,45. En, want jy gaan nie net Brittanje toe nie, jy wil ander lande toe ook toe gaan, 1 euro is dieselfde as R15,64. Dit was die wisselkoers toe jy nou spesifiek daai tyd gaan kyk het, want wisselkoerse wissel verskriklik, op en af en op en af en op en af. Goed, nou is die vraag, hoeveel pond is 200 euros? So ek wil weet, hoeveel pond is 200 euros? Hoe gaan jy dit dan nou uitwerk? Ek stel voor, ons gaan nou eers sê, vat my euros, skakel dit dalk om na rand. En as ek my rand het, skakel ek dit dan om na ponde. Want dit is nou volgens die wisselkoerse wat ek het. Goed, so ek het 200 euros. Wat is die wisselkoers daar?
€1 is R15,64. Ek het €200. So, om van 1 na 200 te gaan, het ek pleinweg met 200 gemaal. Dat ek het daai kant ook doen. So, ek kry 15,64 maal 200, gee vir my 3,128. R3,128 is €200. Maar jy wil dit ponde toe vat. So nou gaan ek sê, goed, wat is die wisselkoers van die pond? 1 pond is R18,45. So ek gaan sê, kom ons skryf hierso. 1 pond is R18,45. Jy het op die oomblik 3,128. So ek het daar 3,128. Jy wil dit vat na ponde toe. Wat is die formule wat jy kan gebruik? Vat jou 18,45, deel met 18,45, want dan het jy mos nou 'n 1. En as jy daai 1 het, dan maal jy met 3,128, dan het jy 3,128. Maal met 3,128. En so kan jy elke keer as jy sulke sommetjies doen, 'n formuletjie op jou eie maak. Ek gaan dit hierdie kant ook moet toepas. So ek gaan sê gedeel deur 18,45 maal met 3,128. En toe jy dit nou gedoen het, jy werk dit uit op jou sakrekenaar, kry jy 'n antwoord van 169 pond en 54 pennies, wat jy dan omgeskakel het. So, €200 en 169 pond is nou dieselfde waarde. Watter een is sterker? Die pond, want jy het minder pond nodig om dieselfde aantal euros te hê. Kyk gou na die volgende. As ek vir jou sê, rand, US dollars en Australiese dollars. En jy kry hierdie tabel dalk in die bank. En daar staan 1 en dan staan hier 0,071675. Daar staan 0,102316. Nou is my vraag aan jou. Watter van hierdie geldeenhede is die sterkste? Met ander woorde, ek wil weet of jy hierdie inligting kan interpreteer. Kom ons kyk wat beteken dit. As jy nou bietjie met afronding werk, so min of meer, so nou gaan ons kry R1 is dieselfde as 0,07, ons rondom nou maar af, as 7 sent in terme van Amerikaanse geld. Maar in terme van Australiese geld is R1 dieselfde as 10 sent. As dit afgerond is. Daai moet 'n punt wees. Kyk, as 10 sent. So wat beteken dit? Vir R1 kan jy slegs 7 sent Amerikaanse geldeenhede kry. Vir R1 kry jy slegs 10 sent Australiese geldeenhede. Besef jy dat die rand is eintlik die swakste, want jy moet baie betaal, en dan kry jy so klein bietjie van die ander mense se geld. Maar wat een is die sterkste? Vir my Australiese dollar was dit 10 sent, en vir my Amerikaanse geldeenheid was dit 7 sent. So, die Amerikaanse geldeenheid is dan die sterkste, want jy kry die minste geld vir daai R1 wat jy inbetaal. Seuns en dogters, ek hoop jy gaan nog baie plekke vakansie hou en baie keer wisselkoers moet toepas. Tot volgende keer. Totsiens.